Psalm 42. Die psalmdigter ervaar God as ver, God wat nie hoor nie, afwesig, en in hom begin die honger na die Here, na die stem van die Here al groter en groter word. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop en met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Daarom is ek so in vertwyfeling. Waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Ek het daardie vertroue. Wat gebeur in hierdie paar versies? Die psalmdigter ervaar die Here ver. Hy kry swaar, hy's 10-10-1 in 'n situasie waar dit met hom moeilik gaan. Hy het dalk 'n misoes gehad of sy vee het gevrek of iets het drasties skeef geloop. Maar hy's 'n regverdige. Hy's bekend onder die mense dat hy in die Here glo. En nou begin hulle hom spot. Nou begin vir hom vra, maar waar is jou Here nou? Kyk, hoe lyk jou lewe? Vol probleme, en kyk hoe lyk ons lewe. So voorspoedig. Waar is jou God? Nie in vers 6 wat hy sê, hoekom twyfel ek so? Hoekom kerm ek so? Ek weet mos, ek kan op God vertrou. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Kom ons luister na die volgende lied. Voel jy soms of die Here te ver is? Jy is welkom om saam te sing as jy wil. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Hemelse Vader, soms is ons so
soos die Engels sê, on top of the world. Ons voel goed en dinge loop soos wat ons beplan. En soos ons verlede Sondag gehoor het, juis in sulke tye, dan vergeet ons maklik hoe afhanklik ons van U is. Dink ons maklik daaraan dat ons dit self vermag. En dan ander kere, dan is daar weer oomblikke soos wat hierdie psalmdigter beleef, dat U stem stil raak, en dat ons bewus word daarvan dat dinge begin skeefloop, al probeer ons hoe hard. En dan besef ons weer ons afhanklikheid van U. Ons wil vanoggend kom sê, Here, ons het U nodig. Ons het U nodiger as asem, nodiger as suurstof. Want U is die een wat selfs anderkant suurstof ook nog met ons is. Dit kom bely ons vanoggend. Wil ons kom vra, Here, so ons weet, soms word hierdie afstand, hierdie afwesigheid veroorsaak deur dat ons van U afdwaal. Dat ons verder en verder van U afdryf, minder en minder U wil soek en nakom. En ons wil dit kom bely. Ons wil kom vra, Here, vergewe ons daardie kere wat ons so vol van onsself is, dat daar nie plek is vir U nie. Vergewe ons daardie kere wat ons so maklik dink ons het iets self vermag. Vergewe ons daardie kere wat ons na ander mense so kyk asof ons beter is as hulle, omdat hulle sukkel en met ons gaan dit voorspoedig. Ons weet, alles wat ons het, kom van U af. U is ons groot voorsiener. U is die een wat ons lei, wat die pad vir ons gelyk maak, wat die reën laat val, wat sorg. U is die een wat beskerm. U is die gasheer wat vir ons 'n tafel voorberei, 'n tafel wat oorloop terwyl ons teenstanders aankyk. Dankie Here dat ons mag tuis wees in U huis, nie net eendag nie, maar ook vandag. Dankie dat terwyl ons hier sit, ons liede kan sing, wat sing van U grootheid, daar in die hemel, liede kan sing van op berge en dale en oral is my God. Dat ons weet telke male openbaar U Uself aan ons. Telke male wanneer ons onsself oproep om terug te dink, om onsself te herinner aan U trou, aan U liefde, aan die feit dat U nog nooit een van U kinders in die steek gelaat het nie. Dankie Here, dat ons net opnuut weer dit kan besef, dit kan bely en so kan leef. Ons wil bid dat U hierdie skrifgedeelte wat ons gaan lees, die oordeenking daarvan sal seën. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan uit 2 Timoteus 2 lees, vers 8 tot 15. Ek vermoed die woorde gaan hier op die bord wees ook. Maar jy is welkom om in die Bybels te volg. Vers 8.
Onthou altyd dat Jesus Christus uit die nageslag van Dawid opgewek is uit die dood volgens my evangelie, waarvoor ek verdrukking ly. Paulus skryf hierdie brief aan Timoteus. Selfs in boeye soos 'n misdadiger. Maar die woord van God is nie geboei nie. Daarom verduur ek dit alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing in Christus Jesus met ewige heerlikheid kan verkry. Die uitspraak is betroubaar. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leef. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Herinner hulle aan hierdie dinge en waarsku hulle ernstig voor God, om nie te stry oor nuttelose woorde, wat dit aanhoor ten gronde rig nie. Lê jou daarop toe om jou voor God te stel, as iemand wat die toets deurstaan het, as 'n arbeider wat hom nie hoef te skaam nie, wat met die woord van die waarheid die regte pad aandui. Tot daar ons skriflesing. Paulus skryf hierdie brief aan Timoteus. Hulle ken mekaar. Paulus het Timoteus ontmoet net so rukkie na Timoteus se bekering. En Paulus is 'n leermeester aan Timoteus. Hy het Timoteus geleer hoe om die evangeliese waarhede en hoe om dit aan ander mee te deel. En nou is Paulus in die tronk en dit is ten een die laaste keer wat hy met Timoteus kan kommunikeer. Hy is in boeye, hy kan nêrens heen gaan, hy het nie vrye beweging, hy is ingeperk, maar hy kan daarom briewe skryf. En hy skryf hierdie brief aan Timoteus terwyl hy weet, dis moontlik sy laaste woorde. Nou wonder ek het so 'n bietjie gesit en dink, ek wonder wat sal ons skryf? As jy nou weet, hierdie is die laaste keer wat jy vir iemand iets kan sê. Nou ons tyd, sal ons miskien nie weer 'n brief skryf nie, ons sal 'n voice note los, of 'n WhatsApp of iets. As jy weet, dis jou laaste woorde. Kyk, ons het, weet nie of dit vandag nog so is nie, maar destyds, toe ek in die polisie was, as jy iemand het wat op sterwe is en die persoon weet hy gaan dood en hy lê 'n verklaring af, dan is daai 'n wettige verklaring, want omdat hy weet hy's besig om dood te gaan, sal hy nie sommer net ligtelik praat en leuns vertel nie, hy sal die waarheid praat. So ons het daai verklarings as 'n sterwensverklaring aanvaar. Dalk is dit die keer in 'n mens se lewe wat jy die belangrikste goed wil sê. Want jy weet, daar gaan nie weer kans wees nie. Paulus weet, hy's in boeye, hy weet dat hy stilgemaak kan word, hy kan selfs tereggestel word, maar daar's 'n ander wete, iets wat in hom so groei, en ons lees in hierdie gedeelte, dat hy dit herhaaldelik sê, en dat dit vir hom dryf, dit maak hom opgewonde om dit te kan doen, en dit is die feit, dat al is hy in boeye, is die woord van God vry. Hy kan die woord uitstuur. Die woord is vry. Dit bring nuwe lewe. En daarom skryf hy vir Timoteus en ook vir ons vandag om vas te staan, om getrou te wees, om te onthou dat ons geloof gebaseer is
op 'n onwankelbare fundament. Hierdie woorde, hierdie brief, is as ware Paulus se laaste wense in Testament aan Timoteus. Wat is so belangrik? Wat moet hy vir Timoteus sê? In die eerste plek sê hy vir hom, onthou altyd dat Jesus Christus uit die nageslag van Dawid opgewek is uit die dood volgens my evangelie. Paulus gee nie vir Timoteus 'n strategie, 'n 10-punt plan hoe om verder vorentoe te gaan in die toekoms en dat hy eers dit moet doen en dan dit en dis die volgende blok en dit is die volgende ding nie. Nee, hy roep hom terug na die verlede toe en hy sê onthou Christus. En dan sê hy vir Timoteus, Christus as die beloofde Messias. As daar iets is wat deur die eeue heen, die hele Bybel, soos 'n goue draad deurloop, is dit hierdie verwagting aan die Messias, die redder, die verlosser, die een wat kom loskoop, die een wat jou lewe kom verander. Die Jode het dit anders gedink, maar ons weet, die regte bedoeling daarmee was, en dit het Jesus soveel keer gesê, ek is die lewe, ek is die waarheid en die lewe. Ek is die ingang. Kyk al daardie, ek is die wynstok. Daai uitsprake wat Jesus omtrent homself maak in Johannes. Hy het gekom. En hy's 'n persoon. Ons geloof is nie net 'n stel reëls nie. Ons geloof is gebaseer, gefokus op 'n persoon, iemand wat lewe. En dis die tweede punt van Paulus se brief, is dat hy vir hom sê, dis die gekruisigde en opgestane Here. Hy leef. En ons kan nie, daar is Christene wat die kruisgebeure 'n bietjie probeer afmaak as minder belangrik en die opstanding as meer belangrik, maar die kruisiging is net so belangrik, want die feit dat Jesus gekruisig was, is die bewys dat hy gesterf het, dat die prys betaal is vir ons sonde en dat ons vergewe kan word. Die feit dat hy opgestaan het uit die dood, is die bewys van sy oorwinning oor die dood. Dit is waar alles begin. Jesus Christus. En so sit ons elkeen vanoggend, elkeen van ons, met ons eie omstandigheid. Dinge wat op die oomblik in my lewe gebeur, dinge wat regloop, dinge wat skeefloop. En so kom die Here deur Paulus en hy kom sê vir ons, soos 'n skip in 'n storm, terwyl die golwe besig is om daardie skip te probeer rondslaan en selfs sink, is daardie skip stewig vas as sy anker reg is. Is hy veilig te midde van die storm, want sy anker is reg. Die anker, nie net die anker van ons geloof nie, die anker van ons lewe, elke aspek daarvan, is die persoon Jesus Christus. Paulus sê, wanneer jy onthou wie hy is, kan jy staande bly. Selfs al is jy swak. Jy sien, dit hang nie af van hoe styf ek aan Christus vashou nie. Wat saak maak, is die feit dat hy my vashou, selfs wanneer ek swak is.
En dat ons in enige omstandigheid, maak nie saak wat my omstandigheid vandag is nie, kan ek iemand wees wat die evangelie versprei. Want dit is wat Paulus wil sê, selfs al is ek geboei, selfs al kan ek nêrens heen gaan nie, selfs al het ek nie fisies kontak met my mense, met wie ek graag wil gesels nie, kan die evangelie versprei word, op verskillende maniere. Ek wil vir u een manier vertel. Ek dink ek moet, en ek vra nou al om verskoning aan haar, wat weet ek praat vandag. Want ons is hier die naweek met die kinders besig, en daar's 'n dogtertjie wat verskriklik so skaam is. Sy is verskriklik skaam en sy speel nie saam met die kinders, die ander kinders nie, sy's daar en sy speel so op die periferie, speel sy so met haarself, is sy besig, maar sy wil nie met hulle interaksie hê nie, want sy is te skaam. Daar dinge in haar verlede gebeur, en sy het nie daai vrymoedigheid om net met die maatjies kontak te maak nie. En hierdie een meisietjie gaan uit die groep uit, en sy gaan stap met haar rond, en spandeer die hele sessie, terwyl die ander kinders lekker speel en alles, stap sy saam met haar rond, en sy gesels met haar, en bietjie later, die tweede sessie, weer, en toe ons Vrydagmiddag in die swembad met die kinders speel, hier teen die einde van daardie sessie, toe begin daai ander kind saam met die ander kinders speel. En sy begin daai interaksie geniet. Ons is baie bewus, Martin en ek, ons het so 'n kat, ons het 2 katte wat ons gerescue het, wat hier by ons is. En die een kat is nou 7 maande daar. En hulle het dit gister reg gekry, dat sy en die ander kat so meter van mekaar af lê, met hulle sye na mekaar toe, en hulle kyk vir mekaar, en hy stertjies beweeg so. 7 maande, dit vat tyd. Maar dat hierdie klein dogtertjie in 'n kwessie van 2 dae, daar die geleentheid gekry het om met iemand net saam met haar op 'n natuurlike manier net eers saam met haar gaan stap het, daar ontmoet het waar sy is en saam met haar daar gewees het en stadig aan het sy al meer en meer begin vrymoedigheid kry met die ander te speel. Ons kan, elkeen van ons kan op ons manier, daar waar ek is, of ek 'n boer is op 'n plaas, of ek in Leeupoort is, tussen die ander mense, waar ek is, op 'n gewone menslike manier. Ek hoef nie met die Bybel onder die arm te loop en die evangelie te verkondig en versies op te sê heeldag nie. Dis nie wat die Here van ons verwag nie. Die Here verwag van ons om sy liefde en iets van hom, van sy geaardheid aan ander te demonstreer op gewoon menslike maniere. God se woord kan nie geboei word nie. Soos wat ek my lewenspad stap, terwyl dit soms goed gaan, ander kere minder goed gaan, moet daar een ding 'n waarheid in my lewe wees. En dit is dat waar ek gaan, ek dit so doen, dat God verheerlik word, en dat God se plan kan voortgaan, ongeag my menslike beperkings. Paulus kom, en hy gee so eenvoudige belydenis. Hy sê, as ons saam met hom gesterf het, met ander woorde, as ek in Christus in myself gesterf het en hom laat koning word,
sal ek ook saam met hom leef. As ons aanhou volhard, sal ons ook saam met hom regeer. Dink aan Openbaring en daardie teksgedeeltes waar daardie skare die lofliedere sing en op die trone sit en saam met hom regeer. As ons aanhou volhard, as ons hom verloon, as ons rug op hom draai, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, nou die Afrikaanse vertaling het so 'n bietjie van 'n probleem met die vertaling daarvan. Hy bedoel van wanneer ek swak is, miskien my geloof klein is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Met ander woorde, selfs wanneer ek swak is, kan die Here my gebruik. Ons word net geroep. God vra nie volmaakte Christene nie. Hy vra gewilliges. Mense met die wil om hom te verheerlik. Jou geloof mag soms wankel, maar God se plan nie. Jou hande mag vas wees, soos Paulus sing, maar God se woord is vry. En daarom die oproep, aan die einde hiervan sê Paulus vir Timoteus, herinner aan die gemeente daar by Timoteus, herinner julle aan hierdie dinge. Waarsku hulle ernstig voor God, om nie te stry oor nuttelose woorde nie. Lê jou daarop toe, om voor God te stel as iemand wat die toets deurstaan het, as 'n arbeider wat hom nie hoef te skaam nie, wat met die woord van die waarheid die regte pad aandui. Moenie ander op nuttelose maniere probeer afkraak nie. Moenie dinge praat wat verdeel en vernietig wees nie. Wees iemand wat God se woord verkondig. Onbeperkte woord, onwrikbare geloof. Kom ons hou daaraan vas, dat dit die opskrif oor elkeen van ons se lewens wees. Amen. Gee 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here, dankie dat U ons liefhet, dankie dat U ons seën, dankie dat U ons dra, dankie dat U ons vergewe, dankie dat U vir ons is. Dankie dat U elkeen van ons raak sien vanoggend. Here, ons wil bid dat U deur die Heilige Gees in elkeen van ons sal kom werk vandag, opnuut weer, getrou aan U self, in ons sal werk. Ons harte sal ombuig na U toe, sodat ons as getroue medewerkers U koninkryk kan uitdra. Disippels van U kan wees soos wat U dit wil hê. Totdat ons U ontmoet, ander kant